Ons almal dra dinge in ons hart saam wat ons verkies om weg te steek. Slegte besluite in ons verlede, trauma, onsekerheid, mislukkings, partykeer verslawings, en dit voel vir ons asof hierdie dinge ons diskwalifiseer om vir Christus te werk of om sy lig na die wêreld toe te bring. Die vyand herinner ons aan ons verlede en hy herinner ons aan ons gebrokenheid en hy herinner ons aan alles wat ons verkeerd gedoen het sodat ons onwaardig voel om vir die Here te kan werk. Hy wil hê dat ons altyd skaam, altyd bang en altyd onseker van wat gaan die mense sê te wees. Dis wat hy wil hê. Hy wil hê ons moet in onsekerheid en in probleme leef. Maar die waarheid is dat niks kan jou diskwalifiseer en niks kan jou weghou van God se liefde af nie. Niks kan keer dat God se doel in jou lewe bereik word nie. As jy bereid is om oor te gee, dan sal God jou gebruik, maak nie saak wie jy is en waar jy vandaan kom nie. Jesus se liefde is so wyd en so diep, dat selfs in jou gebrokenheid, selfs in jou foute, hy jou wil en kan gebruik om in sy lig te skyn en om 'n lig vir hierdie wêreld te wees. Johannes 8 vers 36 sê duidelik, wanneer die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Vryheid kom wanneer ons ophou om ons sondes en ons seer kry en ons foute weg te steek en dat ons dit gee in Jesus se hande. Want as ons vra om vergifnis en ons gee dit vir hom, dan dink hy nooit weer daaraan nie. Wanneer ons dit in sy lig sit, verloor die vyand sy houvas oor ons. Ons is nie gemaak om swaar laste te dra nie. Ons is nie gemaak om met 'n skuldgevoel te loop nie. Jesus het reeds daarvoor betaal en hy roep ons om in sy vryheid en in sy lig te leef. Jesaja 61 vers 3 sê, om vir julle wat treur in Sion te gee, sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid en 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Hierdie vers spreek vir homself. Jou verlede is nie jou einde nie. God beloof om skoonheid te bring uit die as van jou pyn. Hy neem die dinge wat ons skaam maak en verander dit in getuienis van sy genade. Wat jy dink jou breek, is dalk juis wat God wil gebruik om ander te seën en om jou te herstel en op te lig. Romeine 8 vers 1 verseker ons, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Maar hier is die ding, ons moet in Christus Jesus wees. Hy moet heers in ons lewe. Geen fout of swakheid kan jou skei van God se liefde en God se plan vir jou lewe nie. Hy het jou gekies nog voordat jy die stap geneem het en niks kan daardie keuse ongedaan maak nie. Ons moet die keuse maak om Christus te volg. Ons moet die keuse maak om in Christus te leef. Laat sy lig toe om in elke hoekie van jou hart te skyn en aanvaar die vryheid wat hy gee. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe en ons kom gee alles oor in U hande. En ons kom vra, Here, kom maak ons nuut. Dankie dat U ons vergewe. Dankie dat U ons vrymaak. Help ons om in U lig te wandel en om U waarheid te glo en help ons om Satan te weerstaan. Dankie dat U ons nooit sal los nie en dat U nooit oor ons verlede dink nie en help ons om vir ander 'n lig te wees. Amen.